Kom ons kyk so 'n bietjie na afdeling B se tipe vraag. 2.1 die diagram hier onder toon die karyotipe van 'n gameet van 'n individu. Onthou dis 'n gameet. So dis 'n enkel stel kromosome wat 100% reg is, maar jy sien ewe skielik hier is 'n dubbele kromosoom hier op posisie 23. Noem die tipe mutasie wat plaasgevind het. Nou jy leer net twee mutasies, 'n geenmutasie en 'n kromosoommutasie. En 'n kromosoommutasie is wanneer daar 'n fout is op die getal kromosome wat duidelik in hierdie geval is waar jy sit met 'n ekstra kromosoom op posisie 23. So dit sal 'n kromosoommutasie wees. Alright, watter tipe gameet word in die karyotipe voorgestel? Jy moet kies tussen 'n eiersel en 'n spermsel of 'n ovum en 'n spermsel. In hierdie geval is dit 'n spermsel. Vir hierdie gameet gee die getal autosome, jy het 1, 2, 3 tot 22, so jy 22 autosome, en dan baie besigtig wees jy chronosome, so jy sien, dit veronderstel om 1 te wees, maar hier is 2, as gevolg van 'n fout natuurlik, 2. Hierdie gameet versmelt met 'n normale gameet, gebruik X en Y voorstelling en beskryf die geslagskromosoom van die nageslag neer. Nou, omdat jy sit met hierdie fout hierso, dis 'n X en dis 'n Y, onthou hulle verskil in grootte, en die groot chromosoom is die X en die kleiner enetjie is natuurlik die Y. So as dit nou moet versmelt met 'n eiersel, dan gaan dit XYX wees, of jy kan skryf XXY. Kom ons kyk gou daarso. Daar is hy, XXY of XYX, maak nie saak op watter manier jy dit gaan skryf nie. Die diagram hieronder stel metafase 1 van my hose voor, identifiseer deel B. Deel B sal wees jou selmembraan, hoor. Noem een funksie van deel A, dis om jou spoeldrade te vorm, spoelvesels. Verduidelik die bydra van metafase 1 vir natuurlike seleksie. Ook 'n vraag wat hulle baie lief is om voor te vra. So jy moet net sê dat daai homoloog kromosome wat op die ewenaar gaan rangskik, hulle rangskik ewe kansig. En dit natuurlik lei tot variasie. Dit wil sê sekere individue gaan goeie eienskappe, gunstige eienskappe hê, ander individue gaan ongunstige of ongewenste eienskappe hê, en indien die omgewingstoestande verander, gaan die individue met die gewenste toestande 'n beter kans hê om te oorleef, terwyl die met die ongewenste kenmerke natuurlik gaan uitsterf. So daar sien jy dit. Dis presies soos wat ek dit nou gesê het. Okay? En dan die diagram hier onder toon 4 moontlike dogterselle wat aan die einde van hierdie meiose gevorm het. Nou sê hulle vir jou teken sel D, wat die ontbrekende 4de kromosoom insluit. Nou jy sien, daar is nou net 3 kromosome, maar as veronderstel om 4 te wees, want dan al die ander dogterselletjies is daar so 4. Nou D en B en C is maatjies van mekaar. So A en D moet maatjies wees van mekaar. Nou as daar 'n swarte van hierdie ene is, dan moet daar 'n witte van daai enetjie wees, 100%. As daar 'n wittetjie hiervan is, moet daar 'n swartetjie daar wees wat 100% is. En dieselfde met hierdie ou. Alright. So met ander woorde, wat fisies ontbreek? Wat is die een wat ontbreek? Jy sal sien dis hierdie reguitstreepietjie wat jy hierso het aan A, dis daai enetjie. So hierdie kant moet jy net enetjie gaan byteken wat natuurlik deursigtig is. So daarso. Daar's is hy wat ons ingeteken het. Alright, so dit is presies wat hulle wil hê. Dan die diagram hier onderstel 2 fases van meiotiese seldeling voor, noem struktuur B. Ons kan kyk gou, ons is B, dis 'n sentriool of 'n sentrosoom, is reg. C, 'n spoeldraad of spoelvesels of myofibrille ook. Identifiseer die fase wat in diagram 1 voorgestel word, dis profase 1. Gee 3 redes vir jou antwoord in 2.3.2, met ander woorde, hoekom sê hier is profase 1? Wel, ek sal definitief begin deur te sê, want as homoloog kromosoompare, en ek sal dan ook om te sê, omdat die aangrensende kromatides mekaar oorkruis. Jy kan ook sê dat die kernmembraan disintegreer. Jy kan sê die sentriole het reeds verdeel en na teenoorgestelde pole toe, hulle self rangskik by teenoorgestelde pole, en dan kan jy ook natuurlik sê spoelvesels begin vorm. So daar is 'n hele verskeidenheid wat jy hierso kan noem. Beskryf die proses wat by A plaasvind. Nou by A kan jy sien, daai homoloog kromosoompare lê langs mekaar en aangrensende kromatides gaan mekaar natuurlik oorkruis om genetiese materiaal uit te ruil vir variasie. Alright. En daai oorkruisingsplekke is natuurlik chiasmata. Onthou om dit asseblief by te sê. Identifiseer die fase wat in diagram 2 voorgestel word, wel dis metafase 1 wat jy daarso het. Beskryf die verskille in die gebeure wat in die fase
genoem in A, met ander woorde metafase 1, en dieselfde fase, met ander woorde metafase, tydens mitose. Wel, ons weet, tydens metafase 1 rangskik homoloog kromosoompare op die ewenaar, en tydens metafase van mitose rangskik kromosome op die ewenaar met kromatides weerskante, maar daar is hy. Beskryf die resultate aan die einde van meiose indien die kromosoom by D nie geskei het nie. Wel, as in hierdie spesifieke geval, waar jy geslagselletjies veronderstel is om te vorm. Kyk, jy moet onthou, jy sit hier so met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verskillende kromosome. Nou as een van die 8 nie skei nie, gaan jy 2 geslagselle hê met 5 kromosome in elk en 2 geslagselletjies met 3 kromosome in elk. Het jy dit. So 4 dogterselletjies vorm, 2 het 5 kromosome en die ander 2 het 3. Die diagram hieronder verteenwoordig 'n sel in 'n vroeë stadium van meiose. Die fase, omdat hulle sê is 'n vroeë stadium van meiose, in elk geval, kyk klaar weer, dis proefase 1. Getal kromosome wat getoon word, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en dan getal homoloog kromosoompare, daar is 1, daar is 'n paar en daar is 'n paar, so dis 3. Daar is hy proeffase 1, 6 en 3. Identifiseer struktuur R, S en T. Wel, as ons teruggaan, R kan ek vir jou sê is 'n kernmembraan, S is 'n selmembraan en T is die kernplasma of die nukleoplasma. As hy noem 2 organe in 'n dier waar meiose plaasvind, dit sal die testes wees, of die testicles, en dan natuurlik die ovarium. Die onderstaande diagram is 'n voorstelling van kromosome tydens en na 'n sekere proses gedurende meiose. Noem die proses wat hierbo voorgestel word, dis oorkruising wat daar plaasvind. Identifiseer deel A, wel deel A is beide hierdie kromosome, hierdie maatjies, so dis 'n homoloog kromosoompaar of homoloog kromosome, hoever jy dit skryf, hoor. Gee een funksie van deel B. Wel, deel B heg natuurlik die afsonderlike kromatide van 'n kromosoom aan mekaar, en deel B is ook verantwoordelik om jou kromosome aan spoeldrade te koppel. So jy kan enige een van hulle 2 gaan neerskrywe. Beskryf die gedrag van kromosome tydens die proses wat in vraag 2.5.1 genoem is. Nou, hulle vra dit ook redelik gereeld. Dis ook die tweede keer dat hy voorkom. So onthou maar net, die homoloog kromosome paar af, of hulle vorm pare. Die aangrensende kromatide oorkruis mekaar vir die uitruiling van genetiese materiaal. Daar is hy, by chiasmata natuurlik. Onthou net om elke keer dit tog net by te sê. Verduidelik een betekenis van die proses wat getoon word. Wel, die betekenis is doodeenvoudig. Omdat daar genetiese materiaal uitgeruil word, lei dit tot variasie by verskillende organismes, wat natuurlik hulle kanse vir oorlewing verbeter. Daar is hy, bring variasie teweeg. Die diagram hieronder verteenwoordig 'n gedeelte van 'n abnormale menslike karyotipe. Hoeveel autosome? Wel, ons weet kromosome 1 tot 22, of 1 kromosoompare 1 tot 22 is jou autosome. Omdat hulle 21 en 22 hier lys, tel jy net wat daar binne is. Daar's 1, 2, 3, 4, 5. So ons sit met 5 autosome. Noem die tipe kromosome wat deur paar 23 verteenwoordig word, wel dis jou gonosoom. As al die res autosome is 23 jou gonosoom, of jou geslagskromosoom. Noem die afwyking wat in die diagram verteenwoordig word. Wel, die afwyking is mos nou 'n ekstra enetjie op posisie 21, en dit lei soos wat julle geleer het na Down-sindroom of trisomie 21. Proses tydens anafase van meiose wat tot die abnormale getal kromosome in hierdie karyotipe aanleiding gegee het. Wel, ons weet dit vind plaas tydens anafase en dit is nie disjunksie. Alright, nie disjunksie wat daar plaasvind. Noem die geslag van die persoon wat in hierdie karyotipe verteenwoordig word. Wel, omdat die gonosoom se kromosome verskil, jy het 'n groter en 'n kleiner enetjie, is dit X en 'n Y. As hulle ewe groot is, dan is dit 'n dame, 'n vrou, maar as hulle verskil in grootte, dan is dit 'n man. Kyk, 2.7, die diagram toon die kromosome in een menslike sel. Noem die tipe diagram, wat hulle noem, alright, weer eens karyotipe, leer dit asseblief. Identifiseer die kromosome gemerk 1 tot 22, dis ons autosome. Noem die individu wat getoon word wat manlik of vroulik is, wel jy kan sien die kromosome is ewe groot, so dis vroulik. Gee rede vir jou antwoord. Nou jou rede is omdat die gonosoom
X en X bevat, of dat die chromosoom 2 X-chromosome bevat, of dat die kromosome op die chromosoom ewe groot is. So jy kan dit gaan skryf soos wat jy wil, maar ek sal sê die laaste paar chromosoom bestaan uit 2 X-kromosome uit. Dis altyd die maklikste. Beskryf hoe hierdie menslike sel opgeëindig het met die aantal kromosome wat by posisie 21 gewys word. Wel, ons weet mos nou tydens anafase is daar veronderstel om skeiding plaas te vind. So nie disjunksie tydens anafase 1 of 2 vind plaas wat lei tot 'n addisionele kromosoom binne in die eiersel of een van die geslagselle, en dan is daai geslagsel met 'n ander geslagsel bevrug word, dan sit jy met 'n goot met 'n addisionele kromosoom in dit. Alright. So met ander woorde 3 op posisie 21. Onderstaande diagram verteenwoordig 'n fase tydens meiose. Identifiseer strukture gemerk W. Wel, W sal jou sentriole wees of 'n sentrosoom, en X sal wees jou spoelvesels of jou spoeldrade of myofibrille. Identifiseer die fase wat hierbo getoon word. Dit sal wees metafase 1, want daar sit jy met homoloog kromosome. Dis eintlik bietjie moeilik, want dit lyk al asof hulle wegtrek van mekaar af. So ek sal hulle verkieslik verder van mekaar af gesit het, maar ek weet nie, omdat hulle by mekaar lê op die ewenarie, so ek nog gaan van anafase 1. Daar is dit, sien jy nou. So, hulle aanvaar, jy moet dat hulle nou weggetrek het, jy moet dit sien. Maar as ek sê, ek sal verkies dat hulle verder weggeteken is van mekaar. Ok, 2.8.3, gee rede vir jou antwoord in 2.8.2, is omdat die kromosome van die homoloog kromosoompare wegtrek van die ewenaar af, word na die pole toe getrek. Alright, so een kromosoom van elke homoloogpaar word na die teenoorgestelde pole getrek, noem die aantal kromosome wat in elke dogtersel aan die einde van meiose sal bevat. Wel, as jy kyk daar, so is dit totaal van 2, 4, 6, so daar moet helfte daarvan, want meiose halveer, so daar gaan 3 wees. Gee bewys uit die diagram wat aandui dat die resulterende dogterselle geneties verskillend sal wees. Uit die diagram, so jy kan duidelik sien op die diagram het daar reeds genetiese uitreiling plaasgevind. Jy kan sien hier die chromatides sit elk met 'n stuk van die aangrensende met die mater. So genetiese uitreiling het reeds plaasgevind as gevolg van oorkruising. So ja, en dit lei natuurlik tot variasie wat die kanse vir oorlewing weer eens bevoordeel. Ons sal volgende lesie aangaan, deel 3, sal ons aangaan met 2.9 tot aan die einde.